Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit natuurlik in Afrikaans. Ek probeer verder om elke episode kort genoeg te hou dat wanneer ook al jy 'n breek nodig het, jy dit jou belastingbreek kan maak. Ons onderwerp vir vandag sluit aan by die episode van verlede week, waar 'n luisteraar vir my gevra het vir sekere tips en triks oor rondom die beswaarproses. Nou soos ek ook in die vorige episode genoem het, dis 'n proses wat gereguleer word deur reëls en wetgewing, so daar's nie regtig tips en triks as dit by die proses kom nie. En ons het so 'n bietjie gekyk na van hierdie reëls wanneer dit by versoeke vir redes kom en ook oor wanneer 'n beswaar moontlik ongeldig kan wees. So hierdie week gaan ons 'n bietjie meer kyk na die gronde vir beswaar. En ek dink as 'n mens dan nou oor tips en triks praat, daar is 'n bietjie meer van 'n kuns miskien om hierdie gronde vir 'n beswaar behoorlik te gaan formuleer. Nou as ons na 'n paar belangrike beginsels rondom die gronde kyk, eerstens soos jy dalk sal herinner van laasweek, ons het oor die Dr. X saak gepraat, en wat die hof in daai saak beslis het is dat as die gronde vaag en nie spesifiek is, kan dit veroorsaak dat die hele beswaar ongeldig is. Nou, as ons aanvaar, mens kom verby die punt dat jy wel 'n geldige beswaar indien, hoe moet die gronde dan nou lyk? So kom ons kyk 'n bietjie net eers na wat sê die reëls. So die reëls sê 'n geldige beswaar moet die gronde vir die beswaar insluit, en daai gronde moet die volgende in hê. Eerstens, dit moet spesifiseer die gedeelte of die spesifieke bedrag van die aanslag waarteen daar beswaar aangeteken word. Tweedens, moet dit die gronde vir aanslag wat aangeveg word gaan spesifiseer, en derdens moet dit verwys na, of daar moet dokumentasie aangeheg word wat nodig is om die gronde vir beswaar te ondersteun, as dit nog nie voorheen aan SARS verskaf is nie. So wat is die gronde vir beswaar dan nou eintlik? As mens dit in eenvoudige terme sou gaan stel, dis dan nou maar eintlik waar jy jou saak gaan stel aan SARS, die meriete van die saak, oor hoekom is jy ontevrede met die belastingaanslag. En hoe die gronde vir beswaar gewoonlik lyk is, dis 'n kombinasie van die feite en die omstandighede waarna mense aan die kyk is, en dan aan die ander kant die wetgewing wat jy hierop toepas, en hoe die wetgewing dan nou volgens die belastingpligtige van toepassing is op sy feite stel. Nou, uiteraard hierdie gronde kan nogal redelik kompleks en tegnies word. So een van die vrae wat dan nou amper logies daaruit voortvloei is, maar wat as ek dan nou iets mis in hierdie gronde? Hoe gaan ek dan te werk om dit reg te stel? Veral gegeewe dat hierdie gronde redelik tegnies en kompleks van aard kan wees. Nou dis die saak wat in 2 aparte Hooggeregshof sake verlede jaar voorgekom het. Die eerste saak is die Baseline Civil Contractors saak, en die tweede een is die TALT saak, of miskien die TALT saak, ek is nie seker hoe mense dit sal uitspreek nie. So wat ek graag wil doen is om so 'n bietjie te gesels net oor die feite van die 2 sake en wat elke keer die dispuut was. Dan gaan ons 'n bietjie net kyk na die reël wat ter sprake is en wat die hof se uitspraak in die 2 gevalle was. So as ons na die Baseline saak begin, die belastingpligtige was 'n vennoot in 'n vennootskap, daar was sekere vennootskapswinste wat ingesluit is, en in daai winste het die belastingpligtige aftrekking geëis. SARS het die aftrekking nie toegestaan nie, die belastingpligtige het beswaar aangeteken teen die afkeer van die aftrekking. En later aan in die proses, tydens die appelfase, het die belastingpligtige ook begin aanvoer dat dis nie net die bedrag ter sprake moes nie net nie belas gewees het as gevolg van die aftrekking wat nie toegestaan is. Dit moes in die eerste plek eintlik nie by bruto inkomste ingesluit gewees het nie. So dis die Baseline saak. Die TALT saak, en ek dink ek sal sommer graag wil noem van meets af, dit is nou nie noodwendig 'n sprekende voorbeeld van hoe om beswaar aan te teken nie. Dis 'n saak wat die belastingpligtige was 'n trust, en SARS het die trust gaan aanslaan vir kapitaalwinsbelasting.
Die eerste beswaar wat die trust ingedien het was net teen onderstellingsboetes. Toe die trust nog 'n beswaar gaan indien wat rondom verjaring van die belastingaanslag gegaan het, wat eintlik maar gesê het maar die hele belastingbedrag kan nie gehef word want hierdie aanslag het verjaar. Nou ek dink waar as mens na die reëls gaan kyk waar die TALT saak nogal ek dink nie heeltemal 'n textbook saak is nie, is dat ek dink nie die reëls maak regtig voorsiening vir 'n beswaar en 'n tweede beswaar. Maar hoe dit ook al sy, SARS het die tweede beswaar oorweeg en by appel het die twee sake bymekaar gekom en tydens appel het die belastingpligtige toe nou ook 'n gronde gaan bysit wat te doen gehad het met die meriete van die kapitaalwinsbelasting wat SARS aangeslaan het. Nou, dit wat na die hof gaan kyk het om te sê, maar kan jy nou hierdie nuwe gronde bysit of nie? Lê in twee verskillende reëls albei te doen met die appelproses. Ek gaan dit sommer in Engels lees, reël 10.3, wat sê the taxpayer may appeal on a new ground not raised in the notice of objection under Rule 7 unless it constitutes a new objection against a part or amount of the disputed assessment not objected to under Rule 7. So jy kan nuwe gronde bysit, maar dit kan nie 'n nuwe beswaar wees teen 'n gedeelte of 'n bedrag waarteen jy nie voorheen beswaar aangeteken het. In dieselfde lyn, wanneer mens na die reël 32 verslag gaan kyk, dit sê dan nou ook, reël 32.3, the appellant may include in the statement a new ground of appeal unless it constitutes a ground of objection against a part or amount of the disputed assessment not objected to under Rule 7. So die beginsel is, jy kan nuwe gronde insit, maar dit moet teen 'n gedeelte van die aanslag of 'n bedrag wees waarteen jy reeds beswaar aangeteken het. Nou in die baseline saak, alhoewel die bedrag ter sprake numeries dieselfde was, het die hof bevind dat inkomste in jou belastingberekening en aftrekkings is twee aparte gedeeltes en aparte bedrae op jou belastingopgawe. En daarom het die hof gesê, maar dis 'n deel, om nou te gaan beswaar aanteken teen die insluiting in inkomste, dis 'n gedeelte waarteen jy nie voorheen beswaar aangeteken het nie. En hulle het die gesê, maar die belastingpligtige kan nie 'n nuwe grond daar gaan bysit. In die TALT saak het die hof bevind dat met die tweede beswaar het die belastingpligtige beswaar gaan aanteken teen die hele kapitaalwinsbelastingbedrag, selfs al was dit op gronde van verjaring gewees, en omdat die belastingpligtige reeds beswaar teen daai bedrag of gedeelte aangeteken het, kon dit nuwe gronde gaan toevoeg. Wat interessant was, is, as mens na die uitspraak van die TALT saak gaan kyk, die hof het nogal redelik sterk daarop staat gemaak dat as dit nie die interpretasie is van reël 32.3, sal dit vir SARS toelaat om belasting te hef wat dit nie toekom nie. Goed, so as ons 'n bietjie terugstaan, wat sê ons eintlik vir mekaar? As jy iets gemis het, 'n grond of 'n argument gemis het, kan jy in 'n regte probleem wees as dit 'n gedeelte of 'n bedrag van die aanslag is waarteen jy nie beswaar gaan aanteken het nie. As dit bloot is om te sê, maar jy het teen daai gedeelte beswaar aangeteken of die bedrag beswaar aangeteken, maar daar's nog 'n argument of nog 'n rede hoekom dit aangeveg behoort te word. In beginsel behoort mens dit te kan bysit, maar ek dink wat belangrik is as mens na die twee sake gaan kyk, dit mag wees dat jy ergens langs die pad weerstand van SARS kry, soos wat die belastingpligtiges in hierdie twee sake gekry het, om te sê, maar dit kan selfs 'n punt van dispuut word om te sê, maar kan jy hierdie gronde gaan bysit of nie? Die ander belangrike ding, en dis nie noodwendig iets in die reëls nie, maar dis maar net die praktiese aard van hierdie dispute. Baie belastingpligtiges spandeer nie vreeslik aandag en kostes op die beswaar, en dan begin hulle wel meer tyd en aandag spandeer wanneer 'n saak by appel kom. Nou wat ek gevind het, en ek dink tog, soos wat daar dalk nou ADR op die beswaarfase ook kom, as jy goed deurdenkte en goed geformuleerde gronde vir 'n beswaar het, dan gee dit jou net wel 'n kans om 'n dispuut opgelos te kry, sonder die ekstra kostes van appel, en sonder daai tydrowende prosesse en spanning wat eintlik maar met hierdie prosesse saamgaan.
So ek dink tog daar is baie meriete daaraan om seker te maak jy skryf jou gronde vir beswaar so goed as wat jy kan van die begin af. Dit maak eintlik in baie gevalle die proses vorentoe net heelwat makliker. So om saam te vat, wat is die gronde vir beswaar? Dis regtig die meriete van jou saak. As jy iets gemis het en dit wat jy gemis het is om teen 'n hele gedeelte of bedrag van jou aanslag nie beswaar aan te teken, dan laat die reëls jou nie toe om in die appelstadium daai beswaar te opper nie. Maar as dit is dat jy bloot 'n nuwe grond of 'n nuwe argument wil byvoeg by 'n deel waarteen jy reeds of 'n deel of 'n bedrag waarteen jy reeds beswaar aangeteken het, dit laat die reëls wel toe. Dis dit vir vandag se episode. Ek hoop jy het daarvan gehou. As jy het, vertel natuurlik al jou vriende en kollegas van die potgooi en gaan teken aan op jou gunsteling potgooi platform. As jy enige voorstelle het of idees vir nuwe episode, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas. En maar net soos altyd, hou in gedagte, hierdie potgooi is nie bedoel om belastingadvies te wees of selfs 'n plaasvervanger vir feitspesifieke advies nie. Tot volgende keer. Totsiens.